Hey almal, goed, die einde eksamen is hier, né? En daai groot een, graad 8 Afrikaans, loer vir ons. Maar hey, moenie stres nie. Hierdie is jou plan van aksie om dit heeltemal te oorwin. Goed, is jy reg? Kom ons spring sommer dadelik in. Ek wil hê jy moet hieraan dink. Nie as 'n toets nie, nee. Dink daaraan as die laaste groot avontuur van jou graad 8 jaar. 'n Missie wat jy 100% kan klaarmaak. Jy is die held in hierdie storie. Ja, jy. En in die volgende paar minute gaan ons saam die 3 goue sleutels soek. Die sleutels wat daai vaardighede gaan ontsluit en jou gaan verander in die taalmeester wat jy gebore is om te wees. Goed, eerste sleutel op ons lys, dis die krag van praat, om jou stem te vind. Wat beteken dit? Dit beteken, jy weet presies hoe en wanneer om die regte woorde te gebruik. Veral, en luister nou mooi, veral in daai formele situasies, soos jou mondeling. Kyk gou hier. Dis 'n perfekte voorbeeld. Saam met jou vriende sê jy mos, "Jene, daai ding werk nie." Reg? Maar in 'n eksamen of in 'n toespraak, dan skakel jy oor na hierdie toestel funksioneer nie korrek nie. Hoor jy daai verskil? Daai verskil in toon, in respek, dis die eerste geheim. So, die groot vraag is, wanneer moet jy formele taal gebruik? Wel, dis nie onderhandelbaar tydens 'n mondeling, in 'n formele brief of e-pos, as jy met jou onderwyser praat, en natuurlik in eksamens en toetse. Dink daaraan, in daai oomblikke is formele taal jou superkrag. Regtig? 'n Kragtige mondeling, dis soos om 'n koek te bak. Jy het 'n resep nodig. Stap 1, kies jou onderwerp. Stap 2, doen jou navorsing. Stap 3, beplan jou struktuur, inleiding, lyf en 'n goeie slot. Maar die geheime bestanddeel, stap 4, oefen hardop. Ek beloof jou, dis wat hy selfvertroue bou sodat jy met krag kan praat. Goed, sleutel nommer 1 is in die sak. Nou vir die tweede een, die krag van insig. Hier, my vriend, gaan jy leer hoe om te lees soos 'n detektief. Ons gaan soek vir daai verborgde leidrade in die teks. OK, detektief. Jou eerste groot leidraad is altyd die tema. Dis nie net die wat van die storie nie, soos wat gebeur het nie. Dis die hoekom. Hoekom maak dit saak? Wat is daai groot lewensles wat die skrywer vir ons probeer gee? Dis die hartklop van die hele storie. En weet jy wat? Hier is so 'n cheat sheet van algemene temas wat jy amper oral sal kry. Dink aan vriendskap, moed, regverdigheid, familie, identiteit. Sodra jy weet waarna om te kyk, sal jy sien hierdie groot idees pop oral op in amper elke storie wat jy lees. 'n Goeie detektief lees tussen die lyne, reg? Wel, dis presies wat inferensie is. Kom ons kyk na die voorbeeld. Die teks sê, haar hande het geskit toe sy die papier oopvou. Sien, die boek sê nie vir jou sy was senuweeagtig nie. Maar jy is die detektief. Jy gebruik daai leidraad, die bewendende hande, en jy maak die logiese gevolgtrekking. Sien, jy het die leidrade gebruik. So, as 'n woorddetektief het jy 'n hele gereedskapskis. Eerste, jy skuimlees. Dis soos om vinnig oor die misdaadtoneel te kyk om 'n algemene idee te kry. Dan lees jy. Nou soek jy vir spesifieke leidrade, soos 'n naam of 'n datum. En laastens, deeglike lees. Dis wanneer jy die mikroskoop uithaal en die dieper betekenis regtig verstaan. OK, jy kan nou praat soos 'n pro. Jy kan lees soos 'n detektief. 2 sleutels in die sak. Dis nou tyd vir die derde en laaste sleutel, die een wat die krag van die pen ontsluit. Tydvorme. Dink daaraan as jou eie persoonlike tydsmasjien. Klik, verlede tyd, jy het gister geskryf. Jy's in die verlede. Klik, teenwoordige tyd, jy skryf nou. Jy's hier in die oomblik. En klik, die komende tyd, jy sal môre skryf. Jy's in die toekoms. Die groot reël met hierdie tydmasjien, moenie deurmekaar raak nie. Bly in een tydsone per paragraaf. Moenie rondspring nie. OK, kom bietjie nader. Luister mooi. Hier kom nou een van daai algemene foute. Die tipe fout wat soveel punte kan steel. Maar die goeie nuus, dis eintlik doeteenvoudig om reg te kry as jy die reël ken. Kom ek wys jou. Hier is die geheim. Dis is letterlik net 'n kort pad vir dit is. As jy in jou kop die woorde dit is kan sê, dan is dis die regte woord. Sy is vir iets heeltemal anders. Dit kan 'n meisie wees, soos in hy en sy loop, of dit kan wys iets behoort aan haar, soos dis sy boek. So onthou, kan jy dit vervang met dit is? Gebruik dis. So maklik soos dit. En natuurlik, ons kan nie van leestekens vergeet nie. Hier's jou vinnige gereedskapskis. Die komma om items te skei.
aanhalingstekens vir wanneer iemand praat, die apostroof vir as jy letters uitlaat of verbesit, en die goeie ou volpunt om die sin klaar te maak. Elkeen het 'n superbelangrike werk om jou skryfwerk sin te laat maak. OK, jy het dit gedoen. Jy het al 3 die sleutels. Jy het die vaardighede ontsluit. Nou, vir die beloning, die finale skat, jou eksamenwenkaart, die laaste paar belangrike wenke wat jy moet onthou. Goed, wenke vir praat en lees. Is jy reg? Nommer 1, mondeling. Oefen saam met 'n vriend. Moenie net aflees nie, maak oogkontak. Nommer 2, leesbegrip. Lees die vrae eerste. Dit is 'n game changer. Dan weet jy waarna jy soek. En nommer 3, opsommings. Gebruik jou eie woorde, altyd. Dis die enigste manier om te wys jy verstaan dit regtig. En nou vir skryf en taal. Formele skryfwerk, volg die formaat, daar's reëls, volg hulle. Kreatiewe skryf, beplan eers. 'n Gedagtekaart is jou beste vriend. En taal, hierdie is die belangrikste een. Lees jou werk 2 keer. Ek herhaal, 2 keer. Jy sal verbaas wees wat jy die tweede keer raak sien. En laastens, onthou daai tydmasjien, moenie tydvorme meng nie. En weet jy, op die ou end gaan hierdie oor soveel meer as net 'n punt op 'n vraestel. Jy is besig om jou stem te vind, jy leer hoe om jou gedagtes te orden en om jou plek in die wêreld, in woorde te sit. Dit, my vriend, is 'n regte superkrag. So, ek wil jou met hierdie een gedagte los. Jy is nie besig om 'n taalmeester te word nie. Jy is reeds een. Al daai kennis, daai potensiaal, dis reeds in jou. Hierdie eksamen, dis net jou verhoog. Dis jou kans om vir almal te wys wat jy kan doen. So, stap in daai eksamenkamer in met jou kop omhoog. Jy's voorbereid, jy's kragtig en onthou, jy is die held van hierdie storie. Jy het dit. Gaan wys hulle. Sterkte, taalmeester.